lekker week het sover en julle uitsien vir alles wat ons hierdie naweek gaan doen. Ons gaan vandag 'n paar liedjies saam sing eers en dan gaan ons gesels oor speels. So kom ons sing gou eers 'n paar liedjies saam. Ek weet dat Jesus hier in my hart leef. Ek weet dat hy elke dag weet waar ek is. Ek weet dat Jesus my nooit verlaat nie. Ek weet dat hy my gemaak het, net soos ek is, net soos ek is. Hy het my lief, net soos ek is. En hy lig my ook op. Hy maak my beter, maak my sterker. Hy maak my weer nuut. Deur sy liefde is ek heilig. Weet jy dat Jesus hier in jou hart leef? Weet jy dat hy elke dag weet waar jy is? Weet jy dat Jesus jou nooit verlaat nie? Weet jy dat hy jou gemaak het, net soos jy is, net soos jy is. Hy het jou lief, net soos jy is. En hy lig jou ook op. Hy maak jou beter, maak jou sterker. Hy maak jou weer nuut. Deur sy liefde is jy heilig. Hy lig jou ook op. Hy maak jou beter, maak jou sterker. Hy maak jou weer nuut. Deur sy liefde is jy heilig. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Ek groet jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons bid eers saam. Here, dankie dat ons weer by mekaar kan wees vandag, dat ons kan stil word voor U
en gesels oor al die dinge wat U vir ons vertel. Asseblief maak ons harte oop en help ons om te verstaan wat U vir ons wil sê. Amen. So, vandag gaan ons praat oor 'n spieël. Wie van julle kyk elke oggend in die spieël om te kyk of jou hare reg lyk of om jou klere mooi netjies sit? Dis nogals iets wat ons daagliks doen, nee. Maar die belangrike ding wat ek nou vir jou vanoggend wil vra, wat jy aan moet dink, is wat sien jy wanneer jy kyk in die spieël? Ja, jy sien jouself, maar wat sien jy agter die beeld van jouself? Partykeer as ek kyk in die spieël, dan is ek gelukkig, dan is ek baie positief en dan dink ek, "Sjoe, dit gaan nou goed met my vandag, ek lyk mooi, alles kan nou vandag goed gaan." En party dae dan voel ek baie hartseer en dan kyk ek vir myself in die spieël en dan dink ek, "O, aarde, hoe gaan ek nou vandag deur hierdie dag kom?" En ander kere as iemand iets leliks vir my gesê het, dan voel dit sommer asof dit bo oor die spieël geplak is. As ek so kyk na myself en dan onthou ek dat iemand vir my gesê het, "O, jou hare lyk lelik," of "Jy is nie goed genoeg nie," of dalk het iemand vir my gesê, "Ek's nie slim genoeg nie," of "Ek kan nie iets bereik nie." Dan sien jy nie meer jouself in die spieël nie. Dan sien jy net al hierdie woorde wat al hierdie verskillende mense vir jou gesê het, wat jou maak klein voel en maak dink dat jy kan nie eintlik enigiets bereik nie. Nou, ons gaan kyk na 'n stukkie in die Bybel vandag, in Jesus se tyd, waar die mense ook soms so gevoel het, waar hulle gevoel het asof hulle nie goed genoeg is nie, en asof hulle nie iets goed kan bereik nie. Nou, in Jesus se tyd was daar Romeine gewees, so die Romeinse mense was amper soos die president, maar ook nie heeltemal nie. Het was al hierdie fancy mense wat vir jou gesê het wat jy moet doen, wat jy moet betaal, jy moet vir hulle geld betaal, sodat jy daar kan bly, en hulle het ook gesê, daar's spesifieke reëls wat jy moet nakom. Maar maak nie saak hoe goed jy daai reëls probeer nakom nie. Hulle het nog altyd vir jou gesê, jy is nie goed genoeg nie. Jy behoort nie eintlik by ons nie. En dan was daar ook ander mense in Jesus se tyd, die Fariseërs, en hulle was baie slim gewees. Hulle het ook 'n klomp reëls gehad en gesê, jy moet so en so en so wees, en dan beloof hulle jou eintlik, as jy al hierdie goed doen, dan word jy aanvaar. Maar die werklikheid is dat jy dan ook nog nie eintlik aanvaar word nie. Jy is nog steeds altyd gesien asof jy minderwaardig is. So hierdie mense was soos die boelies gewees. Soos die boelies wat partykeer nou nog by die skool is, wat vir jou sê jy lyk lelik, of jy's nie slim nie, of dat jy nie iets kan bereik nie. Maar Jesus het hierdie raak gesien. In sy tyd het hy gesien wat gebeur met sy mense. En julle weet mos, Jesus het baie gepreek, hy het so deur die dorpe gestap en dan mense hom gevolg en hy het vir hulle vertel van God se liefde en wat God alles vir hulle doen. En dit was nog so 'n dag gewees waar Jesus deur die dorp gestap het en hy sien al hierdie mense wat hom volg. Toe gaan sit hy op die berg, hy het opgeloop na die berg toe, sodat hy met almal op dieselfde tyd kan praat. Want dis nie soos in vandag se tyd waar jy net 'n mikrofoon kan gebruik en dan kan jy oor die luidspreker met almal praat nie. Nee, in daai tyd het hulle op die berg gesit en dan praat hy en hy vertel die storie en dan die mense dit al en verder vertel, sodat almal kan hoor wat Jesus vir hulle sê. Nou, op so 'n dag het hy hulle geleer wat reg en wat verkeerd is. En daar was 'n klomp mense wat agter hom aangeloop het, soos ek net nou gesê het. Maar wat hy vir hulle gesê het, hy het gesê, ek sien raak dat mense julle boelie. Ek sien raak dat daai persoon lelik was met jou. En ek sien raak dat dit jou hart vreeslik seer maak. Maar weet julle wat? Hy sê toe, julle is almal geseënd. En dit is 'n groot woord. Dit is sommer 'n woord wat mens baie hoor by die kerk. Maar wat beteken dit eintlik? Nou, wanneer jy geseënd is, as die Here sê, ons is geseënd, dan sê hy vir ons, jy is spesiaal en dat God jou sien. En dan maak dit nie saak wat die ander mense of wat die boelie by die skool sê nie, want ons weet, God sien ons raak en ons is spesiaal in sy oë. Kom ons lees gou-gou hierdie versies in Matteus 5, vers 3 tot by 12. Hoor wat sê hy? Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur,
want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. En geseënd is julle, wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg, en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. So in hierdie versie, of in hierdie stukkie kan ons sien, dat ons geseënd is. Kom ons kyk gou na vers 4. Het sê, geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Nou die wêreld sê mos eintlik vir ons, jy is swak wanneer jy huil. Het sê vir ons, as jy hartseer is, dan is jy nie eintlik goed genoeg nie. Maar Jesus sê hierso vir ons, geseënd is die wat treur, want hy self sal ons troos. So wanneer jy in die spieël kyk, en dit was 'n moeilike dag gewees, en jy is hartseer, en jy is sommer vies vir jouself, want hoekom is jy nou weer hartseer? Dan kan jy sien, maar Jesus sê, dis oké. Jy is nog steeds spesiaal in my oë, en ek sal jou troos. In vers 9 kan ons ook kyk, hierso sê het, geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Nou Jesus sê, wanneer jy uit jou pad uit gaan om vrede te maak, as daar maats is wat beklei, en jy sê vir hulle, hierdie is nou nie reg nie, dis nie wat God sou gedoen het, dis nie wat Jesus sou gedoen het nie, en jy sê vir hulle, kom, ons moet eintlik so en so lewe, dan gaan jou maats vir jou sê, ish, maar ek hou nou nie meer van jou nie, want jy was lelik geweest met my, of jy sê vir my iets wat ek nie eintlik wil doen nie, maar Jesus sê vir ons, as jy 'n vredemaker is, as jy opstaan vir dit wat reg is, dan sal jy 'n kind van God genoem word. Kom ons kyk na nog 'n versie, vers 10. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Soms spot mense ons ook as ons doen wat reg is, as ons besluit ons gaan nie vloek nie, as ons besluit dat ons gaan bid en met Jesus praat en dat ons kerk toe gaan. Partykeer dan spot mense ons daarvoor. Maar Jesus sê, moenie bekommerd wees nie, want jou plek in die hemel is klaar reggemaak. So, al sê die wêreld vir ons, al hierdie verskillende goed, al gee dit vir ons hierdie labels, wat vir ons sê, jy is nie goed genoeg nie, jy is weird, jy is nie mooi genoeg nie, dan sê Jesus vir ons, ek sien jou, jy is geseënd, jy is spesiaal in my oë. Ek wil graag hê, wanneer julle nou hierdie week huis toe gaan en julle kyk elke oggend in die spieël wanneer jy jou hare doen of jy borsel jou tande, dan wil ek hê jy moet in die spieël kyk, jouself in die oë kyk en sê, ek is geseënd. Jesus sê ek is spesiaal. En omdat hy in my hartjie is ek goed genoeg. So onthou dit nou elke keer as jy opstaan voordat jy skool toe gaan, want dan as jou maatjies iets leliks vir jou sê, dan kan jy sê, dis nie reg nie. Ek is spesiaal, ek is geseënd, want Jesus sien my. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons sien. Dankie dat ons spesiaal is in U oë. Asseblief help ons om hierdie week, wanneer ons by die skool is, wanneer ons by die huis is, om nie te luister wat die mense om ons sê nie, maar om te weet dat in U oë is ons goed genoeg. Mag Here jou seën in hierdie week wat voorlê, mag hy jou oppas en mag jy elke dag onthou dat jy genoeg is in sy oë.